My naam is Paul Stander en ek verkondig die evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus. Nou, vandag wil ek met julle gesels oor, ek noem hierdie boodskap, Jesus die groot ek is. Nou, daar's baie van ons wat baie goed nodig het, en as jy na die wêreld kyk, dan soek mense vervulling. Hulle soek vervulling in sport, in verhoudings, baie soek vervulling in bestanddele soos, wat nie goed vir 'n mens is nie, drank of selfs dwelms. So daar's mense wat altyd 'n hinkering het na iets. En materialisme in ons tyd is natuurlik iets baie groot. Jy dink as jy daai duur luukse motor ry, gaan jy nou ewe skielik vervul word. Maar ek sê altyd vir mense, hierdie natuurlike self, of die ego, is seker so groot soos die heelal. Daar's niks natuurlik wat jy kan bied, om jou werklik vervuld en gelukkig te maak. En die rede vir dit is, jy kan nie 'n geestelike beginsel, of 'n geestelike honger vul, met iets wat natuurlik is nie. En wat ek van Jesus hou, hy het 'n stelling gemaak waar hy sê dat hy is alles wat ons nodig het. En ek wil vandag net met julle praat en vir julle wys na 'n paar van die stellings van ek is wat hy gebruik het om vir ons te wys wie hy is en hoe hy ons leer om te kan verstaan wie ons is. Nou, die ek is woorde het die eerste keer in die Bybel lees ons dit toe God aan Moses verskyn het. Toe hy vir hom vra, maar wie moet ek sê, het my gestuur om die volk te verlos. Toe maak hy daai stelling en sê, ek is wat ek is. Ek is, het my na julle toe gestuur. En Jesus het natuurlik dit vir ons kom leer. In Johannes 8, toe hulle vir hom vra en hom bietjie aanvat oor sy identiteit, toe sê hy vir hulle, maar voordat Abraham was, is ek. In ander woorde, Jesus wys vir ons dat ek Christus is. Dit is baie belangrik om dit te verstaan. Paulus sê byvoorbeeld in 1 Korintiërs 15 vers 10, deur die genade van God is ek wat ek is. So daar's 'n groot geheimenis in die woord ek. Nou, as jy sê ek, dit is God se naam, dis wie hy is. Hy is die alfa, die omega, die begin en die einde. Hy is wie hy is. En as hy sê ek is, dit is wie God definieer. Ek sy identiteit en sy woord is. As hy sê ek is, dan definieer dit wie hy is. Jy kan niks daar wil gaan byvoeg of wegneem nie, want enige iets wat ons wil byvoeg, wil jy 'n definisie aan hom gee. As jy sê God is groot, wat is daai groot? Daai groot is dalk groot vir jou, maar hoe beperk is ons manier van dink? En dis hoekom dit belangrik is, as jy sê ek is, nou ek, en jy verwys na jouself, dan verwys jy na vir jouself en sê, maar dis wie ek in Christus is. Ek is, en as jy nou goed daarby voeg, daai ek is absolute waarheid. As jy byvoorbeeld sê, ek is dom, kan jy dink wat doen jy? Jy vat dit wat God geskep het, sy beeld, sy gelykenis, en jy sit 'n woord daarby, en noem dit dom. Jy kan nooit sê ek is dom nie, want jy identifiseer dit met God, en dit is nie wie hy is nie. So ons moet waak. Baie mense dink om die naam van God uitelik te gebruik is om die woord Jesus of die woord Here of God net in 'n normale gesprek te sê. Maar daar's niks meer godslasterlik om te sê ek is dom, ek is te klein, ek is nie in staat nie. En dit is wat ek wil vandag vir ons probeer tuisbring. Christus is die wysheid en die krag van God
En as die woord sê dat Christus in ons die hoop van heerlikheid is, as die woord sê dat dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dood, in ons is, dan moet ons nie meer onsself met ons woorde vernietig nie. Onthou, jy kan siek voel, jy kan bang voel, want dit is 'n reaksie, dis 'n emosie, dis iets wat jy ervaar in jou liggaam, maar jy kan nooit dit wees nie. Want wie jy werklik is jou gees, en jou gees, die Bybel sê wie die Here aanhang, is een gees met hom. So ons moenie dit wie ons is, verkleineer, of dit wie ons is, natuurlik maak nie. Jy is baie meer as dit. Nou anders as godsdiens en filosome, wat mense is wat net woorde spreek, is Jesus nie iemand wat die woorde net gespreek het nie, hy dit kom demonstreer. As hy sê ek is die brood van die lewe, dan weet ons dat hy die brood is wat ons eet en wat vir ons ewig voed. Nou kom ons kyk na van sy uitsprake. Johannes 6:35. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en in wie my glo, sal nooit dors kry nie. Kan jy sien, dit wat jy nodig het, die daaglikse basiese behoefte, die basiese vervulling, is by Jesus, want hy is die brood van die lewe. Dis hoekom soveel mense onvervuld en ongelukkig is, want hulle soek na goed in die wêreld om hulle te vervul, en daar is niks wat jou kan vervul nie. So hoekom begin jy nie net bietjie anders dink nie? Dink hoe wat Jesus voorstel, soek eers die koninkryk van God, en dan gaan al hierdie goed vir julle bygevoeg word. Met ander woorde, moenie natuurlik dink, en voordeel uit God probeer trek nie. Maak 'n punt daarvan om hom te soek, wat die weg, die waarheid en die lewe is, wat die bron van alles is. En as jy hom vind, dan sê Jesus, dan voeg hy vir jou by, dan kry jy wat jy nodig het, dan kry jy wat jou vervul en gelukkig maak, want dan kry jy wat God weet, jou vervul en gelukkig sal maak. Met ander woorde, met my sal julle altyd vervuld wees, sê Jesus. 'n Goeie voorbeeld in vandag se lewe om dit baie prakties te maak, is as jy na sosiale media kyk. Hoeveel mense scroll met jou vingertjie, dan gaan jy deur al daai prentjies en jy sien al hierdie goed van mense. En die oomblik as jy nou daardeur kyk, dan geniet jy dit, maar as jy dan ophou en jy gaan lê of jy raak stil, voel jy vervuld, voel jy gelukkig, voel dit vir jou of jy gevoed is? Nee, dit skep net 'n groter leemte, 'n groter gevoel van, maar nou wil ek nog meer hê. Met ander woorde, dit skep naderhand 'n verslawing, waar jy so vasgevang word in dit wat nie ewig, en dit wat nie werklik is nie, en dit wat ek noem dit plastiek is, dat jy werklik jouself in hierdie natuurlike lewe inforceer, en dit wat hy bied, jou eie maak. En dit is nie God se plan vir ons lewe nie. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Jesus is die lig van die wêreld, met ander woorde ons rigting en duidelikheid. Johannes 8 vers 12. Ek is die lig van die wêreld, wie my volg, sal nie in duisternis wandel nie, maar hy sal die lig van die lewe hê. Nou, duisternis verteenwoordig verwarring, sonde en hopeloosheid. En lig aan die ander kant is mos nou waarheid, leiding en veiligheid. Jesus sê, wanneer jy saam met my wandel, gaan jy nooit verdwaal nie. Hy is mos nou die goeie herder. En die probleem in vandag se tyd, veral in ons moderne westerse wêreld,
gaan soek mense hulp by almal, behalwe God. Waarna hardloop jy, of na wie toe hardloop jy, as jy werklik 'n probleem het? As dit finansies is dit die bankbestuurder? As dit siekte is dit die dokter? As dit geestelike gesondheid is dit die psigiater? As dit verslawing is, wil jy laat hulle jou in 'n inrigting sit? Baie mense gaan nou na 'n sogenaamde guru toe. Daar's mense wat nou voorspellings maak. Mense gaan na mense toe wat kaarte trek, wat teeblare lees, allerhande goeters, net om iets te kry, om te kan sien, om hoop te kry, om hierdie hopeloosheid van ontslae te raak. En Jesus kom en dan sê hy, dit wat jy wil sien, dit wat jy wil beleef, dit wat jy wil ervaar, dis wie ek is. Ek is daai lig vir jou. So stop om agter mense aan te hardloop, agter die arm van vlees, en kom na my toe, as jy honger en dors is, as jy blind is, as jy nie kan sien nie, want dit is hoekom hy natuurlik gekom het. Hy is soos 'n GPS. As jy nie weet waar om te ry vandag nie, dan jy kan enige plek in die land gaan, jy gaan net op, maak jou selfoon oop, en dan kies jy die Maps applikasie, en jy tik die adres in, druk start, en daar gaan jy. Jy kan nie sien waartoe jy gaan nie, maar hy vat jou net, hy wys net vir jou genoeg, hoe ver jy moet ry van hierdie punt, na die punt, na die punt, na die punt toe. En dis dieselfde met Jesus. Jy hoef nie nou die oplossing te sien, en die eindpunt te sien nie. Al wat jy moet hê, is kom na hom toe. Dis soos 'n motor wat in die aand ry. Die ligte van die motor is aan. Jy sien net genoeg, sodat jy nie van die pad af ry nie, maar jy kan nie honderde of kilometers voor jou sien nie. Dis dieselfde met Jesus. Dis waar geloof in kom. Hy vat nou jou hand en hy stap met jou. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. En as jy onder hom volg en in hom glo, dis wanneer jou lewe regtig begin verandering bring. Met ander woorde, hy is jou veiligheid, hy is ons redding en ons voorsiening. En baie belangrik is, hy lei jou uit veroordeling uit. Onthou wat ek nou nog gesê het hier, van ek is. As jy sê ek is sondaar. Dink bietjie wat dit beteken. Veral julle wat nou Jesus aangeneem het. Eintlik sê jy dan, alles dit wat Jesus gedoen het, is nie goed genoeg nie, want ek voel nog steeds 'n sondaar. Terwyl die Bybel baie duidelik is, hy sê, dat die wat hy geroep het, het hy verordineer, en die wat hy verordineer het hy geregverdig, en die wat hy geregverdig het hy verheerlik. So Jesus vat jou na daai plek toe, waar jy jouself in nederigheid sien, waar jy voor hom buig, en hom dankie sê, vir wat hy vir jou gedoen het, vir hom dankie sê dat hy die prys vir jou sonde betaal het, vir hom dankie te sê dat jy nou vry is, dat jy regverdig is, en dat jy nou die lig van die lewe in jou het. Ander woorde, jy dink nie meer soos 'n wurm nie. Jy begin anders dink. Die Bybel is duidelik, hy sê, julle het die sin van Christus. En Paulus leer ons moet kom tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ek wil beklemtoon, kennis van die Seun van God, nie kennis oor die Seun van God nie. Almal weet wie Jesus is. Almal weet hy 2000 jaar gelede op die aarde gewees, of jy nou 'n gelowige is of nie. As jy op jou foon kyk, as jy enige koerant kyk, dan staan daar, vandag se datum, sê byvoorbeeld 17 Augustus of 26 Augustus
2025. Wat beteken daai 2025? 2025 jaar nadat Jesus op die aarde was. So alles roep uit, alles getuig dat Jesus op die aarde was. So daar's niemand wat vir jou kan sê, maar Jesus het nie bestaan nie, want dan, dis mos belaglik, as jy mooi daaraan dink. In Johannes 10 vers 9 sê hy, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word en in en uitgaan en wyding vind. Is dit nou nie mooi nie? Dan wat ek van nou is, die goeie herder, Johannes 10 vers 11. Ek is die goeie herder lê sy lewe vir die skape af. Dink mooi daaraan, Jesus het sy lewe vir jou gegee, sodat jy na groen weivelde toe kan beweeg. Aan die ander woorde, hy het homself gegee om jou te help, om hierdie geswoeg en gesweet en al hierdie probleme wat in die wêreld is, om dit te oorkom, om jou in hierdie wêreld te vat en jou veilig aan die ander kant uit te bring. Daar's baie mense wat baie ander mense volg. Maar onthou, hy is die enigste een wat die weg, die waarheid en die lewe is. Dit is baie belangrik om te besef dat hy nie vir ons 'n boodskap gebring het nie, hy is die boodskap. Hy het nie vir ons kom vertel van 'n weg nie, hy is die weg. En dit is waar ek is inkom. Dis hoekom wat hy ons geleer het, absolute waarheid is. Dit wie hy is, het hy kom demonstreer. Nou anders as huurlinge wat weghardloop of as daar probleme kom, is hy nie iemand wat jou uitbuit nie. Jesus is nie iemand wat jou na hom toe trek om jou geld te wil hê nie. Jesus is nie iemand wat jou manipuleer om sleg te voel, sodat jy vir hom iets kan doen nie. Ek wil nie op tone trap nie, maar jy moet versigtig wees om nie deur mense gemanipuleer te word, mense wat jou nie die waarheid vertel, net om jou terug te kry week na week, om net iets by jou te kry nie. Onthou, Jesus het sy lewe vir jou gegee. Hy het die prys vir jou sonde betaal. Jy kan nie Sondag na Sondag kerk toe kom en nooit besef dat jy regverdig is nie. Jy hoef nie Jesus elke keer aan te neem nie. Jy hoef nie elke keer uit te kniel nie. Dis hoe ek groot geword het. Sondagoggende het hulle gepreek oor hoe wonderlik jy was, dan is jy in die hemel. En dan sondagaande vertel hulle vir jou maar hoe sleg jy is, hoe God jou dophou, hoe jy dalk gestraf gaan word, hoe jy die hemel gaan mis. En hoe dit so, ek noem dit belaglik is. En as jy werklik die openbaring van Christus begin verstaan, waar Paulus byvoorbeeld sê, dink aan die dinge daarbo, waar Christus is, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Hoe die Bybel vir ons leer in Romeine 5 dat soos wat Adam gesondig het en die hele wêreld sondaars gemaak het, hoe Jesus gekom het en al die sonde van hom op hom geneem het en in een daad van geregtigheid die hele wêreld met God versoen het. En hoe vry ons werklik is en ons wat glo, hoe ons daai realiteit ons enigste realiteit wil maak. Jy moet onthou, die duiwel gaan jou besig hou, en hoe hy jou besig hou, is om jou te laat glo in 'n identiteit wat jy nie is nie. In Efesiërs 5 vers 8 sê dit dat, vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig, wandel soos kinders van die lig. In ander woorde, ons identiteit, wie ons was, voor Jesus en voor ons hom aangeneem het, was duisternis. Maar nou dat jy hom aangeneem het, nou dat jy hom ken, het hy jou uit duisternis uitgehaal in die koninkryk van God.
Jesus sê ek is die opstanding en die lewe. Johannes 11 van 25, wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf, en elkeen wat leef en my glo, sal nooit sterf nie. Dis die ding waarvoor die meeste mense bang is, om dood te gaan, want jy weet nie waartoe jy gaan nie. Mense is onseker of hulle hemel of hel toe gaan. Maar Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe, en hy vernietig al daai vrees vir die dood, vir die hiernamaals. Ons weet mos nou waartoe gaan ons. Johannes 14:6 sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So moenie iets by iemand anders gaan soek vir jou redding nie. Maak seker, jy weet dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. Johannes 15:5 sê hy, ek is die wingerdstok, julle die ranke. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, maar sonder my kan julle niks doen nie. Net soos wat jy 'n tak van hy wingerdstok afsny, en hy daar gaan lê en verdor. Dis wat gebeur as mens nie in hom glo nie. Ons word gevat, God vat ons, en hy ent ons in die wingerdstok in. En omdat jy nou in hom in Christus is, beteken dit dat daai selfde krag, daai selfde liefde, daai bron van lewe, nou deur ons kan vloei. Is dit nie wonderlik nie, om te dink dat alles wat ons nodig het, is reeds in ons. Nie iets waarvoor ons moet werk, of iets wat ons moet gaan soek nie. Ons het dit deur God se genade ontvang. So om jy af te sluit, Jesus het alles herstel. Hy het vir ons kom wys wie hy is, sodat ons kan sien wie ons is. En die uiteinde daarvan, of die groot gedeelte daarvan is, hy het die skeiding tussen ons en God verwyder. In Johannes 14 sê hy, die heerlikheid wat U my gegee het, het ek vir hulle gegee, sodat hulle nou een kan wees, soos ons een is. In ander woorde, Jesus het die prys vir sonde betaal. Hy het die identiteit wat verlore was, hierdie misvormde, verwronge manier van dink van ons, het hy kom herstel, sodat ek en jy nou kan besef, ons kan dieselfde verhouding met die Vader het, as wat hy het. En Johannes som dit vir my mooi op, in 1 Johannes 4 vers 15, waar hy sê, elkeen wat bely, dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom, en hy in God. As God in jou bly, en jy in hom, wat kan jy nodig het? Wat kan jou ongelukkig maak? Wat kan by jou steel? Wie kan jou lewe steel? Kan jy sien hoe ons anders moet begin dink? Want God het deel van ons geword. En dis wat die Bybel sê, Immanuel, God is met ons. Ek hou van Jesaja wat sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is vir ons gegee, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. En daai Jesus is my en jou verlosser. Maak seker, jy ken hom. Maak seker, jy volg hom, want hy is die herder wat jou neem na die plek waar jy werklik wil wees. Baie dankie Vader vir die woord wat ons vrymaak. Dankie Jesus dat U die woord is. Dankie dat U ons identiteite kom herstel het. Dankie dat ons nie hoef te probeer om te word wat ons al reeds is nie, maar dat ons deur U genade kan ontdek wie ons is en dan kan wees wie ons is, seuns en dogters van die Allerhoogste God. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.